Vanoggend gaan ons uit Johannes 10 vers 11 tot 18 lees waar Jesus sê, ek is die goeie herder, ek lê my lewe af vir my skape. Nou ons het so 2 sondae terug het ons gepraat oor Jesus wat sê, ek is die deur vir die skape, waar ons gepraat het waar hy so by die ingang lê om ons te beskerm en wat hy seker maak dat daar nie verkeerde goed in en uit gaan nie. Verlede week met die nagmaal het ons gepraat waar Jesus sê, ek is die brood. Maar vandag kom sê hy vir ons, ek is die goeie herder. Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my, net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Toe het daar 'n verdeeldheid onder die Jode gekom het oor hierdie woorde. Baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete, hy is mal. Hoekom luister julle nog na hom? Ander het gesê, dit is nie die woorde van 'n besetene nie. 'n Duiwel kan tog nie blindes se oë genees nie. Net tot daar. Jesus sê vir ons, ek is die goeie herder. En die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. En wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, is daar twee dinge wat Jesus vir ons wil sê. Die eerste wat hy vir ons wil sê, is ek is die goeie herder. En dan die tweede wat hy vir ons wil sê, is dat 'n goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Nou as ons na Jesus kyk as 'n goeie herder, dan is daar sekere eienskappe wat vir ons hier uitgelig word in hierdie gedeelte van vers 11 af. Die eerste wat hy vir ons sê is, hy is die eienaar van hierdie skape. Hy is nie 'n huurling nie. Hy word nie betaal vir die job nie. Dis syne. En hy is die herder en hy kyk na hierdie skape. En ons weet dat 'n huurling kyk nie dieselfde na jou eiendom as wat jy self daarna kyk nie. Jy kan maar vir 'n huurling alles mooi vertel en alles mooi verduidelik, maar daar is net 'n verskil tussen om 'n eienaar te wees en om 'n huurling te wees. En wat Jesus vir ons wil kom sê vandag is, hy laat ons nie in iemand anders se sorg oor nie. Hy is ons herder en hy is ons eienaar. Hy kyk self na ons. En dit maak van hom 'n goeie herder, want 'n huurling sal nog baie keer as daar 'n leeu of iets nader kom, sal hy dalk nog weghardloop, maar jy as eienaar sal seker maak dat daai skape oukei is. Want jy is afhanklik van die skape. Dis jou inkomste, dis jou eiendom, dis joune, dit is waarvoor jy hard werk. Huurling kom en gaan. Maar die eienaar, dis syne. En hy sal beskerm met sy lewe. En dit wat Dawid ook gesê het, ek het geleer hoe om die beer en die wolwe en alles weg te hou van die skape af, want dit was sy eiendom. Dawid het daai skape opgepas, omdat dit syne was. En dit is iets wat ek en jy moet altyd onthou. Ons is Jesus se. Ek behoort aan Jesus. Ons is sy eiendom. Hy is ons eienaar. Ons is nie maar net skapies nie. En dan die tweede wat Jesus sê is ek ken
my skape. In Jesaja 43 staan daar, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. En dit is wat dit so wonderlik maak is, God ken jou op jou naam. Hy het jou op jou naam geroep, jy is syne. Jy behoort nie aan niemand anders nie. En dit wat dit so kosbaar maak is, as ons kyk na handlammers, kyk, jy kan die handlammer al weer terugsit in 'n trop, maar as jy daai handlammer roep, dan blaar hy daar en hy kom nader en hy kom by die trop uit, want hy ken sy naam. En waar Jesus sê, maar ek ken jou, ek het jou op jou naam geroep, ek ken jou, ek weet wie jy is, ek verstaan jou, ek ken jou worries en ek ken jou opgewondenheid en ek weet wat is dit wat jou bly maak en ek weet wat is dit wat jou hartseer maak, ek weet waartoe jy op hierdie stadium worstel. Jesus is vertroud met jou. God is vertroud met jou en jou omstandighede, want hy ken jou. Hy ken jou op jou naam. Jy is nie net iemand vir hom nie. Daar is 'n verskil om iemand op sy naam te ken en om net te sê meneer of mevrou. En daarom sê Jesus ook, en God sê in Jesaja 49 vers 16, ek het jou naam in my handpalm gegraveer. Ja, ons name is getatoeëer op God se handpalm. Wat doen ons? Ons merk ons skape, volgens ons merk. Maar wat doen God? Hy merk hom met ons naam. So as God op sy hand kyk, en hoeveel keer 'n dag kyk jy op jou hande? As God op sy hand kyk, dan is ons naam daar. So ek is deel van hom. My naam is daar. En dan is, wie van julle gaan julle skape se name so op julle handpalms graveer? Dit moet mos iemand spesiaal wees, voordat jy 'n naam gaan graveer, of 'n tatoeëer gaan maak op jou. Ek sien ons baie keer, mense skryf name op, wat hulle tatoeëermerke maak, maar jy kan nie sommer net enige naam opsit nie. Dit moet iemand naby wees. En is dit nie amazing om te weet, dat my en jou naam is op God se hand geskryf nie. So alles wat God doen, is my naam betrokke. Want my naam is daar. So as God iets maak, dan is my naam daar. Besef julle hoe groot is dit? Dit is nie sommer maar net van, hy ken jou op jou naam nie, en hy het jou op jou naam geroep nie. As God die reën maak, dan is my naam daar. So oral waar God se hand betrokke is my en jou naam betrokke. Verstaan jy dit? Miskien moet ek die preek net hier stop, dat julle net eers 'n bietjie daaroor dink. Is dit nie ongelooflik nie? Die goeie Engels is dit nie amazing nie? Dat as God iets maak, dan is ons name betrokke. Want ons name is op sy hand gegraveer. So, God ken ons. Niks in my lewe en in jou lewe is vir God verborge nie. Daar's niks geheime by God nie. Hy weet alles. Hy verstaan alles. Hy is konstant bewus van jou. Nou God moet dan groot hande hê, want dis al baie name wat hy op sy hande moet skryf. En dit is net so amazing, dat selfs die kleinste kindertjies se name is al op God se hand geskryf. En dan sê Jesus, ek is 'n goeie herder, nie net omdat die skape my ken nie, of ek die skape ken nie, maar die skape ken my. Hulle ken my stem. Hulle weet wie ek is. 'n handlammer weet wie sy eienaar is. Wie die een is wat hom bederf het met 'n bottel.
met lekkernye. Hy kan nie na enigiemand toe gaan nie, want hy gaan nie daai selfde behandeling kry nie. En so moet ek en jy God ken. Ons moet weet, daar is altyd vir ons iets lekkers in sy spens. Ons moet weet, ons moet altyd na hom toe kan hardloop. Want hy is daar, hy sal ons beskerm, hy weet wie ons is, en daarom moet ek hom ken. So jy kan of maar net nog 'n skaap in God se kraal wees, of jy kan die handlanger wees, wat heeltyd hier by hom is. En hoe meer tyd jy met God spandeer, hoe meer word jy 'n handlanger. En hoe nader kom jy aan God. En daar is net 'n ander verband tussen 'n eienaar en 'n handlanger en 'n eienaar en 'n skaap. Handlangers word nie gewoonlik geslag nie, nee, want hulle het name. Hulle word geruil. Gelukkig ruil die Here ons nie vir niks nie. Hy is 'n goeie herder, want ons is sy eiendom. Hy is 'n goeie herder, want hy ken ons. Hy is 'n goeie herder, want ons ken hom. Hy is 'n goeie herder, want die skape luister na sy stem. En dit is een van die grootste toetse wat ek en jy as 'n kind van God het, en dit is of ons na sy stem gaan luister. Want jy kan 'n handlanger van God wees, maar jy kan besluit om op jou eie te wees. En as die Here jou roep, om maar net te ignoreer en te maak wat jy wil. Maar as ons God se stem ken, dan gaan ons hoor wanneer hy met ons praat, en dan gaan ons luister en ons gaan wil doen wat hy sê. Want ons weet dat in sy hand is daar net vir ons die beste. Hy sal vir ons net die beste gee. En daarom moet ons luister na sy stem. En baie mense vra, maar hoe klink God se stem? Hoe praat God met my? En dis iets waarmee baie mense worstel, want hoe hoor ons God praat? En ek het 'n paar voorbeelde uit die Bybel uit net aangedink. Partykeer praat God met ons uit stilte uit, soos wat hy met Elia uit die stilte uitgepraat het. Partykeer praat hy met ons deur natuurwonders, soos wat hy met Moses gepraat het in die brandende bos. Partykeer vra ons 'n teken, soos met Gideon. Partykeer praat hy met ons deur 'n wonderwerk. En die Bybel is vol van wonderwerke wat God gedoen het. Partykeer praat hy met ons deur 'n gesonde verstand, soos met Ester en Mordegai, waar Mordegai vir Ester gesê het, is dit nie dalk nou die rede hoekom jy nou hier moet wees nie? Hier in hierdie omstandighede, gebruik ons gesonde verstand. Dis wat die Here vir jou gegee het. Partykeer praat die Here met iemand deur iemand anders, soos wat Maria Magdalena en die ander vrouens na die disippels toe gegaan het en gesê het, maar Jesus het opgestaan. En partykeer kom iemand na jou toe en sê, maar hoorie, ek voel ek moet die volgende net met jou deel. Partykeer praat hy deur engele, soos met Maria, of deur visioene. Die boek Openbaring was 'n visioen wat Johannes ontvang het, of deur drome. Ken die hele verhaal van Josef, waar God deur drome gepraat het, en dan ook deur die Bybel. Want Jesus sê 'n paar keer, dit staan geskrywe, daar staan geskrywe. En die Here praat met ons deur die Bybel. Ander kere deur ons gewete, waar Jesus vir Petrus gevra het, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? En dan het Petrus se gewete ingeskop en gesê, ja Here, ek weet ek is lief vir u. En hier na die derde keer het Petrus hartseer geword en gesê, Here, u weet alles. U weet alles. So, daar is soveel maniere wat God met ons praat. Ons soek baie keer net 'n manier. Maar eintlik is hy heeldag besig om met jou te praat, deur dinge wat gebeur, deur
gedagtes wat opkom, deur iets wat jy lees, deur iets waarvan jy bewus raak. Maar ek en jy moet leer, ons moet ons geestelike ore en ons geestelike oë oopmaak, sodat ons kan sien wanneer God met ons praat. En dat ons sal weet, maar dit is God se stem. Dit is God wat vir ons hier leiding gee. En daarom moet ons luister na sy stem. Baie keer kom daar net 'n idee by jou op. Soos wat God vir Noag gesê het, gaan bou 'n ark. Ek dink daai idee het in Noag se kop gedraai en gedraai. Hoe gaan ek nou hierdie ark bou? Die Here sê, maak hom so groot en so groot en so groot, maar Noag moes nog steeds dit bou. Noag moes nog steeds die skills ergens vandaan kry om 'n ark te bou. Dis so goed soos God sê vandag vir my, gaan bou 'n ark. Van houtwerk weet ek niks. En ja, ek weet nie of ek 'n ark aan mekaar sou kan slaan nie. Wat nog van 'n klein bootjie wat in die riviertjie moet dryf nie. Maar die Here gee vir jou partykeer 'n idee wat net ver bokant jou begrip is. En baie keer skiet ons dit af en dan sê ons, nee Here, dis te groot vir my. Ek gaan nie daarby kom nie. Nee, dis unbelievable. Maar dan sê die Here vir jou, nee, maar maak dit so. By een dag het Noag 'n ark gebou. Ek dink hy was self net so verstom gewees oor die eindproduk. Moenie daai gedagte wat God in jou kop plant onderskat nie. Gaan bid daaroor, gaan vra vir die Here, as dit sy gedagte is, dat hy die goed in mekaar sal begin laat kom. Jy hoef dit nie te maak werk nie. God gaan dit maak werk. Jy hoef dit net te doen. Jy hoef net die hamer te vat en die hout en die spykers en jy hoef net dit aan mekaar te sit. Luister na God se stem. En dan is iets interessant wat Jesus sê. Hy sê, daar is nog skape wat nie in hierdie kraal is in vers 16. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Nou ja, hier is iets wat ek nou nogal 'n bietjie gewonder het, want nou sê die Here, daar sal een kudde wees en hy is een herder, maar so na die wêreld kyk ons weet nie hoeveel duisend verskillende kerke nie. En dan wonder ek maar, hoe bring ons dit nou by mekaar? En die liggie wat aangegaan het rondom hierdie is soos skaapboere. Hulle het verskillende poste met verskillende krale met verskillende oppassers en elke kraal het sy eie identiteit en daar gaan die skape wat hulle eie maniertjies het. Maar Jesus bly die herder van hulle almal. En dit is wat ek en jy moet begin besef is, dit gaan nie oor die liedjies wat ons sing, of die manier hoe ons nagmaal bedien, of ons nou groot of klein doop, en of ons nou hoe ons aantrek, en wat rituele, en wat goed ons alles doen nie. Dis maar wat elke pos op hulle eie doen. Maar die kern gaan wees, ken jy die herder? Luister jy na sy stem? En weet jy wie hy is? So die vraag wat ons moet vra wanneer ons na enige ander Christen kerk toe gaan is, wie is julle herder? En wie glo julle? Vader, Seun en Heilige Gees. Glo julle dat Jesus gebore is, maagdelike geboorte? Glo julle dat Jesus gekruisig is, gesterf het en begrawe is? Glo julle dat hy opgestaan het? Glo julle dat hy opgevaar het na die hemel toe? Want dit gaan oor die herder. Dis waaroor dit gaan. Ons almal is deel van sy kudde. Hier in Gansio is hier omtrent 120 verskillende Christenkerke. So, hier is 'n klomp skaapposte hier in hierdie dorpie. Maar ons is almal deel van God se kudde. En Jesus is 'n goeie herder. En Jesus weet wat aan elkeen van hierdie poste aangaan.
Hy is presies bewus wat vanoggend 10:10 in elke pos aan die gang is. Want ons almal deel van sy kudde. En daarom moet ons, wat vanoggend hier in die ganse gemeente is, moet net vir die Here dankie sê dat ons deel kan wees van God se kudde. En die kern is Efesiërs 1:17 wat sê, ek glo in God die Vader aan wie die eer toe kom, wat sy Seun Jesus Christus gestuur het om vir ons sondes te sterf, sodat ons gered kan word. En ek glo in die Heilige Gees wat uitgestort is om in ons te woon en ons die wysheid te gee en Jesus Christus so aan ons te openbaar. Dis 'n geloofsbelijdenis. Efesiërs 1:17. Gaan lees dit gerus. Dis 'n geloofsbelijdenis. En ek is baie seker, Paulus het nie kerk gehou soos ons vandag nie. Maar Paulus hulle was deel van die kudde van Jesus. Want dit het dieselfde kern gehad. Daar is net een Jesus. Daar is net een herder. Daar is net een kudde. En ons moet deel wees van daai kudde. Ons moet ons herder ken. En dan sê Jesus se tweede deel, hy sê nie net ek is die goeie herder nie, hy sê ek lê my lewe af vir my skape. Jesus het tot die dood toe vir my en jou beklei. Hoor jy? Jesus het tot die dood toe vir my en jou beklei. Dis hoe kosbaar ek en jy vir hom is. En dis wanneer ons hierdie Paastyd wat ons ingaan, moet ons dit besef. Moet ons dit verstaan. Dis hoe lief God vir jou en vir my het, dat Jesus tot die dood toe vir ons beklei het. Jesus het die volmag om sy lewe af te lê vir ons. En dit het hy gedoen aan die kruis. Maar hy het ook die volmag om sy lewe weer op te neem, en dit het hy gedoen met die opstanding. En hierdie volmag het die Vader aan hom gegee. Jesus het uit sy eie uit, ja, hy het gebid, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar hy het nog steeds bereid gewees om uit sy eie uit vir my en vir jou te sterf. En uit sy eie uit vir my en vir jou op te staan uit die dood, en uit sy eie uit op te vaar na die hemel. Maar hierdie woorde het 'n bietjie iets anders. As ons vat in daai tyd waarin Jesus was en waar hierdie woorde ook uitgespreek is, was dit die tyd van Paasfees. En wat het in Paasfees gebeur? In Paasfees het al die herders hulle skape gebring en lammetjies gebring, en die mense het al die beste lammetjies uitgesoek om te offer met Paasfees. Hulle het nie 'n afbeen of 'n afoor of een wat merke op het nie. Hulle het die beste vir God gesoek om te offer tydens Paasfees. So die herders het al hulle lammetjies gebring. En dan het die mense die beste lammetjies uitgesoek om te offer. Wat doen Jesus? Hy is die goeie herder. Hy bring al sy lammers bymekaar. En wat sê God? Daar is net een lam wat goed genoeg is om vir almal se sondes te sterf. En wie is dit? Ek, jy, ja, Jesus. So aan die kruis word die goeie herder die paaslam wat gesterf het vir my en vir jou. Goeie herder wat sy lewe opgee, want is die enigste lam wat vir God goed genoeg is, sodat ek en jy gered kan word. Want God soek ook die beste, een sonder gebrek, een sonder merke, 'n perfekte eersgebore lam om geoffer te word. En daar was net een perfekte, een eersgeborene wat geoffer kon word. En hierdie lam, sy bloed moes aan die deurkosyn gesmeer word,
sodat ek en jy gered kan word. Hierdie lam se bloed moes vloei, sodat ons sondes vergewe kan word. En daar was geen offer was goed genoeg vir God nie, behalwe die goeie herder. Jesus sê in Johannes 1 vers 29, die lam, toe Johannes die doper vir Jesus roep, toe sê hy, daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. So van vroeg af in sy bediening is Jesus uitgewys as die lam van God, wat die sondes gaan wegneem. Jesus offer homself vir my en vir jou. Jesus is bereid om te sterf vir my en vir jou. Wie van julle is bereid om te sterf vir 'n handlam? Alles hoe lief jy vir daai handlam ook al is. Maar Jesus is bereid om vir sy handlammers te sterf. Want hy het ons so lief. Hy het ons so lief dat hy bereid was om sy lewe vrywilliglik op te gee vir my en vir jou. Maar die wonderlike nuus is dat Jesus nie net gesterf het nie, maar dat hy na 3 dae opgestaan het uit die dood. En daarom is die opstanding so belangrik, want die goeie herder sterf as paaslam, maar hy staan op as regeerder. En is hy die goeie herder wat weer eens regeer en heers. Openbaring 7 vers 17 sê vir ons, die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle verherder wees en hulle na die fonteine met die water van die lewe lei, en God sal al die trane van hulle oë afdroog. Die herder word 'n lam en die lam word die ewige herder. En nou is dit nie meer die fisiese herder wat ons net lei tot die basiese behoeftes nie, maar hy is die geestelike leier wat ons lei tot die water wat die ewige lewe gee. En so word die sirkel voltooi. Jesus, goeie herder, berei ons voor vir die ewige lewe. Hy versorg ons, hy kyk na ons. Maar meer as dit, hy sterf, sodat ek en jy skoon gewas en sondevry kan wees. En dan staan hy op uit die dood, sodat ek en jy ook kan opstaan uit die ewige dood uit. En Jesus is die heerser van die heersers, sodat ek en jy as handlammers saam met hom as konings kan heers. As Jesus sê, ek is die goeie herder, ek lê my lewe af vir my skape, dan moet ons in hierdie voorbereiding tot Paasfees moet ons besef wat in dit vir my is. Hy is nie net 'n goeie herder nie. Hy is jou eie persoonlike herder. En jy is sy handlanger. Teen sy. Hy ken jou op jou naam. Hy weet alles van jou af. En nog meer, my naam en jou naam is op sy handpalm gegraveer. En ons het die merk van die lam met ons doop, toe ons harte vir die Here gegee het. Dit is nie 'n besnydenis aan die liggaam nie, maar 'n besnydenis aan die hart. Ons het ook 'n merk. Gelukkig word ons ore nie gesny nie, maar ons harte word gesny. En dis die merk wat ons het. Die merk van Jesus Christus. Die merk dat ons aan hom behoort. En daai merk is forever. Want so lief het God vir my en vir jou gehad, dat hy sy eersgebore seun as herder aarde toegestuur het, sodat hy sterf as paaslam
sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wil julle los met 'n paar woorde. Onthou net die volgende. You are to die for. Dis hoe Jesus oor jou dink. You are to die for. Amen. Here, dankie dat U net 'n herder is wat goed is, maar dat U die goeie herder is. Dankie dat U ons ken. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U ons verstaan. Dankie vir die voorreg om deel van U kudde te mag wees. Dankie dat U die paaslam geword het wat geslag is, omdat die Vader net die beste wou gehad het. En net U was goed genoeg om te sterf vir elkeen van ons. Dankie daarvoor. Maar dankie dat U opgestaan het uit die dood, en dankie dat U opgevaar het na die hemel, en dat U die lam is wat as herder regeer tot in alle ewigheid. Here, daar is so baie mense wat nog nie deel is van U kudde nie, en ons bid vandag in besonder vir hulle. Ons bid dat hulle tot inkeer sal kom, en bid dat hulle 'n honger sal hê om U te leer ken. En dat hulle nie net skape sal wees wat ronddwaal nie, maar dat hulle so daai een verlore skaap sal wees, wat U sal uitgaan om te gaan soek, en wat U gaan terugbring na die kudde toe. Ja, Here, en ek bid dat ons nooit sal vergeet hoe lief U vir ons is nie. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen.